1945 het 350 Japaneese oorlogsgevegvliegtuie oor die bergpasse van Hawaii gegaan en het hulle absolute dood oor Pearl Harbor afgereën. 8 oorlogskepe en 10 kleiner oorlogskepe is vernietig. 200 van hulle gevegvliegtuie, van die Amerikaanse gevegvliegtuie is op die lughawe vernietig en 3581 seemanne het hulle lewe op daai oomblik verloor. Die USS Arizona het 'n bom op die agterste deel gekry en hy het binne 8 minute het hy gesink. Waarby hy 1177 seemanne binne in die skip vasgevang het en het hulle in 'n watergraf gesterf. President Franklin D. Roosevelt, wat toe die Amerikaanse president was, sê dat dit was 'n dag van verraad en agterbaksheid. En vanuit daardie episode het Amerika toe in die Tweede Wêreldoorlog ingetree met 'n strydskreet wat sê Remember Pearl Harbor. So tot en met toe was Amerika nie bereid om by die wêreldse oorlog wat op daai stadium begin het betrokke te raak nie, en Japan het hulle so soort van gedwing om dit te doen en met die strydkreet Remember Pearl Harbor het elke Amerikaanse soldaat in die stryd ingetree. En dit was ook die draaipunt van die Tweede Wêreldoorlog. Dis toe Amerika intree in die geveg. Met die woorde Remember Pearl Harbor. Wat is jou en my strydskreet as Christen in die groot stryd? Waarmee tree u en ek in die groot stryd in? Wat is die strydskreet wat op my lippe is? En ek wil vandag vir u vra om die strydkreet op u lippe te plaas, onthou die kruis. Sodat u elke dag wanneer u en ek in die groot stryd intree, die woorde op ons lippe sal wees, onthou die kruis. En op 'n heuwel daar ver, baie jare terug, was daar 3 kruise gewees. En ons kan miskien sê die eerste kruis is die kruis van rejection. Want op daai kruis het die Seun van God verwerping ervaar. Die kruis van verwerping. En miskien op die ander kruis, die kruis van inagneming. Want op daai kruis het iemand in 'n oomblik gesien presies wie Jesus was. En dan op die middelste kruis kan ons daai kruis miskien noem die kruis van Openbaring, want op daardie kruis vind ons die mooiste daad wat ooit gepleeg is. En openbaar dit aan ons amper iets onverstaanbaar. En wanneer ons na daai heuwel kyk, moet die kreet op ons lippe wees, onthou die kruis. En mag dit die strydskreet van u hart wees, onthou die kruis. Want daar's baie mense vir wie dit 'n strydskreet was. Die baptiste predikant Francis Bowley het in die 1800s 'n lied geskryf wat spesiaal deur Dwight L. Moody gebruik is in sy evangelistiese programme met die naam I Will Sing of the Wondrous Story. En ek wil gou vir julle die woorde lees. Die lirieke gaan, I will sing of the wondrous story of a Christ who died for me, how he left the realms of glory for the cross of Calvary. Yes, I will sing of this wondrous story of the Christ who died for me, sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray, raised me up and greatly led me back to the narrow way. He will keep me in the river, rolls its waters over my feet. Then at last he'll bring me over, saved by grace and victory. I will sing of this wondrous story, of this Christ who died for me, sing with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Is die kruis iets wat u hart laat sing? Is dit wat by die kruis gebeur het, iets wat u hoop gee, en iets wat u opgewonde raak, of is dit net maar nog 'n verhaal in die Bybel?
Volgens Johannes 3 vers 16 is dit die goue draad wat deur die Bybel loop. Dit is die evangelie in 'n neutedop, die sinopsis van die Bybel. En volgens Paulus is die openbaring van die kruis die breedte van God se liefde, wat vir ons wys dat God se liefde van pool tot pool is. Volgens Paulus is dit die lengte van God se liefde, wat wys dat dit van eternity past to eternity future is. En volgens Paulus is dit die hoogste van God se liefde, dat dit van die hemel af tot by jou en my kan strek. En ook volgens Paulus is dit die diepte van God se liefde, van 'n hemel wat jou bereik in die slegste, donkerste plek waar jy is. Wat is die kros, wat is die kruis vandag vir u? En ek wil u nooi om vandag saam met my na die kruis toe te kom, en ek wil kyk na 5 wonderwerke wat by die kruis gebeur het. 5 dinge wat by die kruis gebeur het, wat u in my hart hoop gee. 5 dinge wat by die kruis gebeur het, dat wanneer ons daarna kyk, dit in ons die begeerte wakker maak, om 'n strydskree te hê, onthou die kruis. So kom saam met my in u gedagte na die kruis toe, sodat ons kan gaan kyk, wat het by die kruis gebeur. Nou die Romeinse soldaat het presies geweet hoe om die kruis die mees pynvolste ondervinding te maak. Die Romeine was baie goed daarmee en hulle het dit ontwerp sodat dit verskriklike pyn voort kon bring. En ek wil in u gedagtegang hê dat u moet dink aan hoe die krete van pyn moes gewees het. Die mense wat naak aan 'n kruis vasgenaal word, die reuk van bloed, die reuk van sweet en die vloekskelle van die mans wat vasgeslaan word op die kruis. Sien dit in die gedagtegang en kom saam met my na die kruis toe. Die woorde wat uitgeskree word, as u die koning van die Jode is, kom van hierdie kruis af. En dan kom daar totaal geheel en alle donkerte. En ek kan in my geestesoog insien hoe hierdie mense wat gehoon het en wat Jesus uitgelag het, probeer om dink vir jouself, dis donkerte sodat jy nie jou hand kan sien nie. En alles in jou sê vir jou, hier's iets onnatuurliks aan hierdie donkerte. En jy probeer terugkruip Jerusalem toe, en jy val langs die pad, en daar's absolute angs, en mense probeer wegvlug, en dan is daar absolute stilte. En dan, wanneer die donkerte weggaan, hoor jy die stem wat sê, dit is volbring. En dan is die persoon aan die middelste kruis dood. So vinnig asof dit nooit regtig iets ernstig was nie. En wanneer jy na daai persoon op die 3de kruis sien, jy iets moes gebeur het in hierdie donker ure. Want daardie persoon lyk heeltemal anders as voor dit donker was. Wat het gebeur? Wat het gebeur in daai ure van donkerte? En ek wil hê ons moet kyk dan na die 5 dinge wat gebeur het. Die eerste ding is, donkerte het gekom. Ons vind dit in vers 45 van Matteus se weergawe van die kruis. En vers 45 sê dit, en van 12 uur die middag af was daar donkerte oor die hele land. Hoekom donkerte? Wat het gebeur met Jesus tydens daai donkerte? En hoekom moes dit in donkerte gebeur? En ek wil hê u moet vandag dink aan die ding wat u in u lewe gedoen het waarop u die minste trots is. Daai ding wat jy al in jou lewe aangevang het, wat jy diep in jou hart bære, wat jy nie eers miskien met jou lewensmaat al gedeel het nie. Dink aan daai ondervinding, en dan dink jy aan 7.iets biljoen mense se ondervindings. Die molestering van jong kindertjies, die verkrachting van vrouens, die vermoring van ou mense op plase. En die effek wat dit het op die samelewing, het op een oomblik op een man se skouers afgekom. Die omvang van elke lelike daad wat nog ooit in hierdie wêreld gepleeg is, elke stikkende, elke seer oomblik van elke mens se lewe, op een slag, op een persoon se skouers.
Soveel sodat dit in donkerte moes weggesteek word, sê koning van die eeue. Soveel sodat die wêreld nie moes sien waardeur gaan Jesus op daai ure van donkerte, wanneer hy die wêreld se skuld op sy skouers moes neem nie. En daarom toe die lig kom, of terwyl die donkerte is, hoor ons die woorde uit die donkerte, my God, waarom het jy my verlaat? Die laaste bitter druppel wat Jesus moes sluk, is die gevoel dat God hom gelos het. Hy wat nog nooit weg was van Jesus nie, het hom in daardie oomblik van Jesus moes skei, weens die donkerte van hierdie wêreldse sondes. Weens die donkerte van jou en my verkeerde besluite. Wat Jesus emosioneel, fisies en geestelik gebreek het, tot op die punt waar hy gesterf het. En in daai donkerte was daardie wonderwerk weggesteek. Sodat toe die donkerte verdwyn, Jesus kon sê, dit is volbring. Die prys is betaal en daarom het ek en jy 'n tweede kans. Die eerste wonderwerk aan die kruis is 'n tweede kans wat so duur voor betaal was dat dit in absolute donkerte moes weggesteek word. Die tweede wonderwerk is die skeur van die voorhangsel. Maar hoekom is dit 'n wonderwerk? Dit sê in vers 51 die eerste deel daarvan, en skielik het die kant of die voorgordyn in die heiligdom van geskeur van bo na onder. Hoekom was dit 'n wonderwerk? Wel, eerstens net die simpel gedagte dat dit van bo na onder geskeur het en die gordyn ver hoër was as wat 'n mens se hand dit kon doen. So dit het van bo na onder geskeur, maar wat het die heiligdomstelsel eintlik beteken? Die heiligdomstelsel het beteken dat hier is ernstige besigheid. Dis hier waar sondes mee afgereken word. As 'n dier naby daai deel van die kamp sou word, het die dier gevrek. Die mens kon nie naby kom nie. Dit was soveel so dat dit amper is, bly weg. Dis die deel waar sonde uitgesorteer moet word. Met ander woorde, die hoëpriester het 'n spesifieke kleed aangetree en net hy kon die werk doen. Die priester het 'n spesifieke klere aangetree en net hy kon die werk doen. En jy het jou lammetjie gebring en as dit klaar gebeur het, het jy huis toe gegaan en jy kon nie weer naby die heiligdomstelsel kom. Alles van die heiligdomstelsel het gesê, dis ernstige hier is ernstige werk aan die gang. Dis die uitsorteer van sonde. En dan skeur die voorhangsel en die teenwoordigheid van God word gegee vir elke mens. En ek wil hê jy moet daaraan dink en ek moet daaraan dink. Wat beteken dit? Beteken nou dat ek nie meer deur rituele hoef te gaan om by Jesus uit te kom nie. Jesus is nou my persoonlike God. Ek kan nou, wanneer ek regtig hartseer is, my hart voor God gaan uithuil. En hy's persoonlik daar. Wanneer ek droog gemaak het, kan ek op my knieë gaan en sê, Here, ek is jammer en die teenwoordigheid van God gaan my hart vul. En ek weet nie of, verskoon my, ek weet nie of u al daai ondervinding gehad het. Tannie Ina het volgende daarvan gepraat, wanneer jy in diep gebed met Christus is, of met God is, en dit voel vir jou die wêreld staan stil. Dit voel vir jou of elke deel van jou liggaam op daardie oomblik in sinkronisme is met God. En jy weet jy's in die teenwoordigheid van God. En jy weet alles pas. En dis die tweede wonderwerk wat vir ons gegee het, van 'n stelsel waar jy moes bloed en dood en lelik gehad het, om vir ons te wys wat sonde kos, is ons nou in 'n stelsel waar daar 'n persoonlike God is, wat vir jou sê, ek is lief vir jou, kom in my teenwoordigheid in, selfs al is jy hoe sondig. Daar's plek vir jou by my troon. Ek het die plek voorberei. Die tweede wonderwerk by die kruis, dis amper asof God vir ons sê, moenie bang wees nie, moenie dat jou sondes jou laat wegbly nie. Die deur na my woning is oop. Die kruis wys vir ons God se hart, 'n hart wat gevul is met liefde vir sondaars. En die skeur van die gordyn sê,
daar is nie meer iets tussen my en jou nie. Jou sondes wat 'n skeidsmuur volgens Jesaja veroorsaak het, nou is daar 'n oop pad, bring jou sondes vir my, jy het nie meer nodig om weg te bly van my nie. Die derde wonderwerk sien ons in vers 51 vers B, wat sê daar was 'n groot aardbewing wat selfs die rotse laat split het. Nou, vir mense wat dalk kyk na die wetenskappe, daar is tektoniese plate oral rondom Israel en daar is die ene wat van Turkye afkom, die ene wat van Arabië afkom en selfs die ene wat van Afrika afkom. En so hulle sê Israel is eintlik gebou op hierdie tektoniese plate. En dis wat gebeur het en dis hoekom daar 'n aardbewing was tydens die kruis. Maar ek wil hê u moet teruggaan en so 'n stukkie teruggaan tot by die Ou Testament. Wat het gebeur toe die 10 gebooie vir ons gegee is? Daar was 'n aardbewing. En toe die 10 gebooie vir die mens gegee was, die standaard van God, die karakter van God vir die mens gegee is, het God die berg Sinaï geskud. En toe die prys vir daai sonde, daai standaard betaal is, het God die aarde weer geskud. Miskien is dit byval, miskien is dit toeval. Dis net vir my verskriklik interessant dat toe die wet gegee word, God se standaard waarvolgens en Steps to Christ sê dat daai standaard kan nie verander nie, dit was nog altyd wat dit was. Perfektheid, God se karakter. Toe daai standaard vir ons gegee is, was dit so ernstig dat die aarde geskid het. En toe die enigste een kom wat daai standaard kan betaal en nou daai standaard in en deur jou kan uitleef, is die aarde weer eens geskid. So amper asof God wil sê, word wakker. Sien wat hier gebeur het. Stop en neem notisie. Die prys is betaal. En daai prys is nou joune. Jy kan dit nou deel maak van jou lewe. Hierdie standaard wat ek nie kon verander nie, wat my karakter is, wat my menswees is, ek kon dit nie vir jou verander nie. Daai prys het ek nou vir jou kom betaal in absolute perfektheid. En dit word vir jou gegee om in dit te groei as mens. Daar's hoop. Jy kan gereed gemaak word vir die hemel. Daar's hoop. Ek en jy gaan mekaar weer sien. En God skud die aarde om te sê, mense, word wakker en weet wat hier gebeur het. Die 4de wonderwerk is dat die grafte oopgegaan het. En ek wil hê jy moet jouself indink presies wat het gebeur het. Dis Pasga. Almal is in Jerusalem. Oral van die omwykende areas het mense na Jerusalem toe gekom vir van die groot feesdae. En hier breek die grafte oop en mense wat jy weet dood was, loop ewe skielik in die stad rond. Jy is by die huis of jy was dalk by die kruistoneel en jy kom by die huis en in die sitkamer sit jou broer of jou suster of jou ma wat jy voor jou heilige siel geweet het dood was en hier is hierdie persoon lewendig. Hoekom is dit 'n wonderwerk vir u en vir my? Want dit is vir ons die bewys dat u en ek ook eendag uit die graf geroep gaan word. In sy oomblik van stikkend en seer, in daai moeilike stryd wat God en sy Seun en die Heilige Gees moes deurgaan in daai donker ure, dink hy nog daaraan ook om seker te maak dat ek en jy in sy beloftes vertroue het, deur die grafte oop te breek en die eerste vrugte wakker te maak en te sê, ek sê nie net vir julle ek het die sleutels van die koninkryk van die dood nie, ek wys dit vir julle. Hoe wonderlik is dit dat God selfs in sy donkerste oomblik gedink het om vir jou en vir my versekering te gee. En te sê, moenie wag, moenie, ek beloof jou, wat aan hierdie kruis gebeur het, gaan seker maak dat jy eendag uit jou graf kan opstaan. Hoe weet jy dit? Wel, hier is jou voorbeeld. En daai mense het in die stad ingegaan, en dit was die grootste voorbeeld van die feit dat God vir ons eendag die ewige lewe gaan gee. Maar dit bring ons tot by die laaste
wonderwerk en seker vir my die grootste wonderwerk van almal. En ek lees dit gou vir julle in die Engels. Dit sê in vers 54: When the centurion and those with him who were keeping watch over Jesus saw the earthquake and the things that had happened, they were terrified and said, Truly this man was the Son of God. Werklik waar, hierdie man was die seun van God. Wat is die grootste wonderwerk wat by die kruis gebeur het? En miskien as jy jou gedagtes lei, want dit is baie keer goed om net prakties te dink oor wat die Bybel vir ons sê. Hierdie was 'n owerste oor 100. En in die area waarin hulle was, in Galilea en daai area, kon daar nie so baie offisiere gewees het nie. So hierdie owerste het 10 teen 1 die owerste geken wie se seun Jesus of wie se kind Jesus gesond gemaak het. En hierdie is 'n man van formaat. Jy word nie net 'n offisier in die Romeinse reeks nie. So hy was iemand wat krag gedra het. Hy was iemand wat 'n goeie leier was. Hy was iemand na wie ander in Rome opgekyk het en hierdie was 'n vername man. En hy was by gewees toe die verhoor daar was. Hy was by toe Herodes hom terugstuur na Pilatus toe en Pilatus ook sê ek vind nie fout in hom nie. Hy was by toe die spykers in die hande ingeslaan, voete ingeslaan word en daar kom nie 'n vloekwoord soos gewoonlik nie. Hy was by toe die woorde uit Jesus se mond kom, Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy was by toe die donkerte kom, hy was by toe die aardbewing is. En terwyl die Joodse leiers, die kerkleiers van daai tyd, die mense wat die ligdraers was, die seun van God aan die kruis vasnaal, is daar een persoon wat waarlik gesien het wie die mens is wat aan die kruis hang. En dit was 'n heidense soldaat wat aan die einde van die dag gesê het, waarlik, dit was die seun van God. So die grootste wonderwerk van die kruis is die verandering van 'n hart. Die uitroep van 'n testimonie. En so dis die 5 wonderwerke wat gebeur het aan die kruis. Die donkerte in waarin God 'n vervloeking geword het vir ons. Die voorhangsel wat die pad oopgemaak het om persoonlik met God tyd te spandeer. 'n Aardbewing wat die wêreld wakker skrik en sê die prys is betaal. Dooies wat lewendig word, wat die belofte is dat u en ek ook eendag die dood kan oorwin. En laastens, wat die grootste ene is, heidense hart wat erken dat Jesus was die seun van God, terwyl sy eie mense hom aan 'n kruis vermoor het. Mag hierdie 5 wonderwerke in u hart vandag die strydkreet wakker maak. Onthou die kruis. En mag u saam met ons as 'n familie vorentoe beweeg met die strydkreet, onthou die kruis. Amen. Vir die wat vandag dalk besoekers is,